sê, goeienaand. Net ek klank. Is goeienaand. Allemaal van julle Johan Herbs, ek het julle gesien in Kommie. Susanne het ook gesien en sê, ja, goed. Goeienaand. Het is lekker om julle so te sien, dat ek heerlik vrolik hier van my kant af. Ek wil wel vertel dat het sommer net vir ons allemaal een heerlijke, ontspanne ervaring sal wees, dat het vir ons ook sommer net leersaam sal wees, dat ons ook bepaalde, om ons met waarhede sal ontdek, en dat het vir ons regtig nuut ook sal wees. Ek wil regtig vir julle baie dankie sê vir julle teenwoordigheid, en dat ons ook saam die Here so sal aanbid. Benny is ook nie so, Benny gaan vir ons Sondag die opstandingsdiens hanteer. Nou julle moet nie nou baie vreeslik aan die verhoog kyk nie, want ek het slaag gekry omdat Jan daar sit. Jan is nie deel van die uitstalling nie. Dus sê ek weet die hoek om hier af te neem van daar af is bietjie beter, maar ek wil graag vir Martha Oosthuizen en ook vir Eronel de Kok dankie sê vir die tafelversierings, die uitleg. Daar op die verhoog sal julle die weergraf sien, wat nou meer die thema vir Sondag is, maar is ook die thema van julle naweek. So geliefdes, baie dankie. Ons het ook lekker saam geëet. So baie dankie ook vir almal wat daar neergeneem het. Gaan saam met die bid, en dan gaan ons twee baie mooi liedere sing. Naamlik, God is hier teenwoordig, en Here, ons sal U loof. Ons musiesie is die naweek ook allemaal in 'n rigting, en ons verstaan dit heeltemal, maar ons gaan die liedere dan sing saam met die YouTube begeleiding. Dis donderdag, ons vier die laaste avondmaal. Saam met die avondmaal was dit ook die ete van die Here Jesus en sy disippels. En by daai geleentheid het hy dan die nagmaal ook ingestel. En wat ek dan ook vir julle sê, dis die rede hoekom ons dit op hierdie wyse doen. Ek het vir die Sondag gesê, ek gaan helemaal vir julle WhatsApp stuur, of ons moet miskien bring eet vanaand, maar ons sal vir julle WhatsApp stuur, en julle het nie een gekry nie, maar ek wil daarom dankie sê, hier is 'n groep vroue wat hulle koffie gebring het, hulle broodjies gebring het, en julle vleis opgebring. En dit is sommer heerlik die ete saambring, so jammer, dis nou nie helemaal daai vorm nie, maar kom ons raak stil en bid ons saam. Wonderlike Here, almagtige God, ewige Vader, wonderbare raadsman, ewige God. Ja, Here, in die woorde van Kersfees, in die woorde van Jesaja 7, en elke moontlike naam in die Bybel, wil ons U ook vanaand aanroep, en wil ons, Here, U aanbid. Want Vader, ons vergeet dan soms van U as ons na die kruis kyk, maar ons wil vir U as ons Vader kom dankie sê, dat U inderdaad in beheer is van hierdie wêreld, en van hierdie wêreld se geskiedenis, en so ook van die verlossingsgeskiedenis. En ons is by mekaar om werklik in herinnering te roep, dit wat U as God die Vader, maar ook as God die enig, op hierdie aarde, tussen en in hierdie mensdom, bereik het en gedoen het. Here, U is groot en almagtig, U is heilig, U is ewig, U is onveranderlik, U is oral teenwoordig, en daarom wil ons vir U dankie sê, dat ons ook vanaand iets in die geskiedenis kan herdenk, maar inderdaad 'n belangrike moment. Dankie dat ons vanaand, soos Jesus Christus U Seun, by mekaar kan wees, om 'n aandete te kan geniet, maar dankie ook dat ons by mekaar kan wees, om hierdie heilige nagmaal te kan geniet. Dankie dat U vir ons kom ontmoet, in die tekens van die brood, en in die tekens van die wyn. En dankie Here, dat ons vanaand kan terugdink, en dit kan herdenk, wat tussen Jesus Christus en sy disippels gebeur het, die nag, voordat hy oorgegee is, voordat hy gekruisig is, en gesterf het. Daarom wil ons kom bid, dat U ook vanaand met die woord wat hier bedien gaan word, dat U ook, Here, teenwoordig sal wees, en dat ons sal
verstaan wat hierdie geweldige stryd was tussen u en die mag van die duisternis. Ons bid, Here, dat u naam geheilig sal word. Here Jesus, vir ons wil ook vir u vanaand wat in die regterhand van die Vader sit, wil ons ook dankie sê. Ons weet u het opgestaan, daarom hoef ons nie die aand op hierdie naweek in droefheid deur te bring nie. Maar ons weet, Here Jesus, u sit aan die regterhand van God die Vader. En mag dit ook wees dat u selfs vanaand langs ons staan, soos wat u gestaan het met Stefanus se stening. Omdat u, Here, betrokke is by ons en ons by u. Omdat ons met mekaar 'n verhouding het, 'n verhouding van genade, van liefde, vergifnis, verhouding van versoening, 'n verhouding van verlossing. So, Here Jesus, ons wil ook hier as die gemeente, saam met kuiergaste wil ons vir u sê, dankie, Here. Dankie dat ons die voorreg het om in u as die Here Jesus die verlosser te kan glo. Maar ons wil ook deur u, Here Jesus, wil ons kom dankie sê vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ook 'n simbool, soos 'n 7 kandelaar, soos 'n menorah voor die troon van God staan. En u, Here, openbaar God die Vader, openbaar die Here Jesus, verheerlik God die Vader, verheerlik die Here Jesus, en u Gees van God is hier en die werk in ons. Daarom bid ons nie net vir vanaand, maar vir 'n besonderse nag en 'n besonderse goeie Vrydag, 'n besonderse Kersdag, en ook as ons Sondag die opstanding vier, dat ons weet, u as die Gees is in ons, werk deur ons, is om ons, u is teenwoordig, u is die Gees van God. Here, kom dan nou, hoor ook as ons sing vanaand, God is hier teenwoordig, as ons ook sing, o Here, ons sal die loof, en as ons die woord ook oopmaak, ons vra dit tot eer van u naam. Dankie, Here. Dankie dat ons ontspanne kan wees. Dankie dat ons lief kan wees. Amen. Kom ons sing. God is with us.
Wie by die Here. As ons sin, het ons al in die afgelope paar weke vir u gesê, dis nie net om 'n geraas te maak nie. Dis ook nie net om 'n wonderlike ritme te kan beleef nie. Maar die woorde lei ons in die lofprysing, in die aanbidding, in die dansing en in die verering van u naam. Ons kom vra met Here, kom maak die woord vir ons sommer net mooi. Ja, Here, maak dit vir ons soeter as heuning. Maak dit vir ons selfs aangenamer as manna. En kom, Here, laat ons dit verstaan. En ons bid ook vir ons kinders wat vanaand hier is. Ag Here, dat hulle ook sal besef en sal weet, U het vir hulle ook net so lief soos elkeen van ons hier. En dat hulle verstaan, dis nie moeite werd om van God te leef. En ons sê vir U dankie dat U ons daarvan oortuig het. En daarom, Here, wil ons voor U kom staan en sê, Here, ons het niks om te bied nie. Ons het nie verdienste nie, ons het nie meriete nie. Ons kan ook nie dink dat ons die blindste kind is nie. Maar ons staan voor U, wat ons U lief het. En wat ons weet, U ons lief het ten spyte van. Ons kom dit nou, Here, maak hierdie woord vir ons sommer net aangenaam en mooi. Amen. Geliefdes, ek gaan vanaand uit Johannes 13 saam met julle lees. Ek het 'n bietjie kyk, wie van julle Bybels hier, want ek wil julle net 'n bietjie gebruik. Ja, julle moet asseblief julle Bybels oop, ook as ons dan kom by die menorah en by die laaste boodskappe vir die aand. Dan wil ek nie dit alleen lees nie, so ek gaan vir julle vra om my te help lees en om ook dan ek sal die mikrofoon dan bring, dat ons dit ook op die uitsending kan hê. Kom ons lees net Johannes 13, vers 18 tot 38. Nou geliefdes, 'n jaar gelede, toe het die Here die woord aan ons gegee uit Johannes 13. En dit het gegaan oor die disippels om die etenstafel en die Here Jesus wat hulle voete gewas het. En julle weet, dat die Here ons nie toe daar gelos het. Hy het toe daar 'n inspirasie gegee vir die hele gemeente, sodat ons vanaand nog vashou aan die boodskap wat hy vir ons destyds gegee het. En daar staan dit teen die bord, 'n bietjie bruin, maar kyk 'n bietjie mooi, net so res van jam, op daardie bruin paneel staan daar, soos Christus wil ons almal se voete was. Kan jy verstaan wat die effek die woord van die Here gehad? En as jy links kyk, dan weet jy die skildery is juist dan 'n uitbeelding van daardie boodskap. So, niks het verniet gebeur. Om die nagmaaltafel die Here ons gesê, nou moet julle doen wat ek vir julle gedoen het. En julle kan toch nie dink julle is belangriker as ek nie. Daarom vra ek vir julle, was mekaar se voete. En ons het ook gehoor dat die Here dan ons sê, was alle mense se voete. Vanaand gaan ek 'n gedeelte lees, ek sal vir julle sê, hoekom ons daaruit lees, maar kom ons lees dit van vers 18. Daar staan, ek praat nie van almal nie, van julle almal nie. Dis Jesus wat in die woord is, rondom hierdie tafel. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek het vanmiddag weer lees, besef ek maar dit rein. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Hy sê hier, ek sê dit nou al vir julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. God self.
Hy sit onder die nagmaalstafel en hy weet presies, en hy die persoon se voete gewas, hy weet presies wie hom gaan verraai. En hy sê, ek sê nou al vir julle, dit gaan gebeur, sodat julle kan weet, ek is God. Ek lees verder. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus, luister mooi, hewig ontsteld geword en openlik verklaar. Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Nou in die Grieks word daardie woord, ek dink jy weet dit ook al, word die woord, as mens dan sê dat jy diep ontsteld word, dan is daar dikwels die Griekse term splankna, wat beteken sy binneste het geskeur. Kan jy jouself dink, 3 jaar saam met 12 disippels, by al die wonderwerke, al die woordverkondiging, al die opleiding, noem het op, en een van hulle gaan hom verloor, en 'n ander een gaan hom verraai. Kan jy dink, hoe seer moes dit vir hierdie man van liefde gewees het? Die disippels het verslaan aan mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir Johannes dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Jy kan jouself dink, jy om die draai. Vraag nie vol. Wat die vraag nie? Nee. Johannes, wat baie naby aan die Jesus sit lê, by oor prof, Jan Durant altyd sê, hy gaan so op die bors van die Here en sê, ja, wees dit, hier is die kop van die Here Jesus. Hy sê vir hom, kyk 'n bietjie, hy sê, een, maar die broodjie, verweet die brood wat hy gaan doop, van my gaan vat, ek lees saam met julle. Simon Petrus beduie toe vir Johannes, dat hy moet vra, wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leer toe oor na Jesus, sy kant en hy vraag vir hom, ja, wie is dit? Jesus het geantwoord, dit is die een, vir wie ek 'n stukkie brood gee, wat ek in die sous gedoop het. Dis een. Hy vat 'n stukkie brood, steek dit in die sous, en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En hier kom die teks van vanaand. En nadat Judas die stukkie brood gevat het die Satan in hom ingeval. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, nee, moet jy baie goed doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom sê nie. Omdat Judas die beursie gehad het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moet gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het hy dadelik uitgegaan en luister hierdie woorde sommer net, dit was nag. Letterlik, maar ook vergewe. Toe Judas het gesê, Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. Skitterende sirkelbeweging van argumente. Die seun gaan verheerlik word, want hy verheerlik sy vader. Sy vader word verheerlik, want sy seun word verheerlik. Interessante argument. Hy sê, my kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Nou kom Simon Petrus en sê, Here, waarheen gaan jy? Jesus het hom geantwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom, Here, hoekom kan ek nie nou volg nie?
ek sal my lewe vir u gee. Sal jy jou lewe vir my gee? Sal jy jou lewe vir my aflê? Vra Jesus, dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verhoor. Beweeg saam met my terug na vers 27. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Die Here gaan vanaand met ons gesels oor sonde en oor die Satan. Omdat hy so 'n prominente rol gespeel het in Jesus se lewe, in sy lyding en in sy kruisiging. Julle weet nog almal dat as 'n mens in 'n geselskap sit en 'n mens sou dan begin praat oor sonde, dan is die eerste vraag wat ek altyd hoor is, wat is sonde? En onmiddellik bring dit by 'n mens 'n stuk onsekerheid. Want wat is sonde? Julle weet toch almal hoe dat die kerk vandag worstel, tot ten bloede toe worstel voor die Here oor wat is sonde, wat is reg en wat is verkeerd. Kom ek noem 'n voorbeeld. Die kerk worstel oor die vraag, is selfde geslag vrouens sonde? Hulle worstel oor die vraag, is dit sonde om saam te woon? Is dit nog steeds sonde om voorhuwelikse gemeenskap te hê? Is dit nog steeds sonde om tussen huweliksgemeenskap te hê? Is dit nog sonde? En op grond waarvan sê mense dit? Want ons weet geliefdes, talle mense stem nie saam met die term van sonde nie. En nou moet jy weet, as jy dink in terme van Paasfees in die Ou Testament, dan het dit te doen met die verlossing wat God bewerk het uit 'n helse omgewing van slawerny. Die verlossing uit Egipte. Daarom die Paasfees, die ongesuurde brode en ook die ongekruide vleis en so. Maar in die Nuwe Testament het Paasfees ook te doen met verlossing. Maar hierdie keer met die verlossing uit die slawe hel van sonde. So ek het nou vanaand die onderwerp sou wou vir my of nie. Ons sal moet ook vanaand gaan kyk. Wat 'n rol speel die Satan? Wie is die Satan? En wat is sonde? Want geliefdes, ek en jy is besmoorde kenners, experts op die gebied. Hierom, omdat die Gees van die Here vir jou en vir my elke oomblik van die dag bewus maak van sonde, bewus maak van Satan, omdat ek en jy 'n lewe voor God beleef. Daarom sal ek die woord sien. Hierdie leer, noem het dan sonde leer, word genoem in die teologie, word dit genoem hamartiologie. Hamartio, om te sondig, logie, alhoewel die logos, die woord, die insig, die kennis rondom om sonde te doen. Kinders, dit word ook genoem, en jy sal die naam daar herken, met die woord demonologie. Demone het te doen met die bose, met die geeste en so meer, en dan noem ons dit in die teologie demonologie. Of dan, nog meer bekend, satanologie. Die leer, die woord, die insig rondom die Satan. Nou geliefdes, miskien as jy ontstel, miskien so jy sê, ag nee Anton, ons wil nie vanaand oor sonde praat nie, ons wil oor die duiwel praat nie. Dis mos die Here Jesus se offer wat hy kom offer het,
dis ons sy nagmaal wat hy kom instel en sê, juis, want ek en jy vergeet dat, wat 'n verskriklike stryd daar tussen die mag van die lig en die mag van die duisternis heers, maar vanaand steeds heers, en weet jy wat? Ons is deelbaar. Daarom wil ek vanaand vra, weet jy, waar kom sonde vandaan? As ek het vir 'n katekisasieklas vra, dan sê ek en jy dalk gemaklik sê, ek weet, dit kom van Adam en Eva af. Maar dit is verkeerd. Die mens is nie die ontdekker van sonde nie. Die mens is nie die uitvinder daarvan nie. Sonde het al lankal bestaan teen die tyd dat dit by Adam en Eva uitgekom het. Weet jy dit? Kom ek verduidelik. Weet jy, ek lees vandag in Wikipedia, voer ek die naam Lucifer. En hy verduidelik vir my dat Lucifer sy eintlike naam is Venus. Die aandster, of is dit die oggendster, die môrester. Want die Satan word daar beweer, was in die koninkryk van God een van die mooiste engele. En hy in die koninkryk van God voor die skepping was hy deel van die engele wat God self geskaap het, maar daar het by hom as leier van die opstandelinge het daar 'n opstand gekom omdat die engele ook soos ek en jy in 'n keuse geskaap is. En wat ons weet is min, maar wat ons weet is dat ek vir jou kan sê dat daar in die engele wêreld 'n opstand gekom het met die Satan as leier om die gesag van God, sy skepper, omver te werk. En om sy mag of sy gesag in die hemel te breek. Nou sê hulle, omtrent na die skepping, maar voor die sondeval, was hierdie stryd in die hemel aan die gang. En wat het God gedoen? Wat 'n woord onthou jy van die Here Jesus oor die Satan? Hy sê, toe sy disippels terugkom en vir hom vroeg kom vertel na die eerste uitreik die wêreld in, en hulle sê, mense kom tot bekering en mense kom tot genesing. Hy sê, en dan sê hulle hom, en die Satan luister na as ons praat, want dan dryf ons die bose geeste uit. Dan sê die Here Jesus, ek het self gesien, hoe dat die Satan uit die hemel uit gewerk is. Hy en sy magte is in die hemel uitgewerk en is deur God dan inderdaad versaak. So geliefdes, sonde het begin in die engele wêreld met die Satan as aanvoerder. En wat meer is, toe hy opgewerp is op die aarde, was dit hy wat dan die mens gaan verlei en wat inderdaad die mens tot 'n val gebring het. Nou kan 'n mens vra, wat word hy genoem? Wat is sy naam? Nee, te klop. Want sy naam sê baie van sy wese. Julle weet nog almal, in die Ou Testament, Nuwe Testament, het jou naam by geboorte alreeds is dit deur God ingegee om juis vir jou iets van jou komende lewe te verklap. Die een naam wat my geweldig tref, is die naam Elsabel, weet jy toe ek begin besef wat die naam Elsabel beteken? Te verstaan ek, hoekom die Here Jesus so geweldig gereageer het, toe hulle by geleentheid vir hom gesê het, hy is Elsabel. Julle sal onthou in dieselfde konteks, dan sê, alle sondes sal jy vergewe word, net nie die sonde teen die Heilige Gees. En sonde teen die Heilige Gees is sonde teen God. En as jy
in daardie konteks wat hy gebruik het, Jesus Christus moes beskuldig vir alles wat onrein is. Dis die betekenis van my alsem. Dan het jy God tot in sy karakter aangetas. Sy ander naam is die naam van, Diabolos. Diabolos. Duivel. Weet jy dat, as jy mooi gaan kyk, na wat sy taak was, wat sy rol was, dan was sy rol, luister mooi, om mense te beskuldig, om mense valslik te beskuldig, en om mense van mekaar te verbreek, en om wigte in te dryf, tussen mense, en wigte in te dryf, tussen mense, en God self. En nou kan jy jouself dink, as die Diabolos in die woestyntog, die Here Jesus tot versoeking bring, waarmee is hy besig? Hy is besig om 'n wig tussen die Here Jesus en God die Vader in te dryf, en vir hom op 'n ander manier uit hierdie verlossingsverhaal uit te kry, sodat hy as Satan die heersende en die regerende persoon kan wees. So as jy dink in terme van Diabolos, dan moet jy ook weet by ons eie gemeenskappe. Die persoon wat ook verdeeldheid veroorsaak is nie die Satan nie, maar jy sou kon vra, watter rol speel die duiwel dan? Watter rol speel die sonde dan? Dit maar in ons gemeenskappe, dit maar in ons huwelike, dit maar in ons gesinne, dit maar wat op skool gebeur, dit maar wat in die wêreld gebeur, daar's almekaar verdeeldheid, daar's almekaar spanning, daar's almekaar hierdie konflik tussen mense. Maar dan is daar ook natuurlik die naam Satan. Nou die mooiste beskrywing vir myself van Satan is die woord in Sagaria 3, waar hy die rol vervul by die hofsaak, vervul hy die rol van aanklaer. Nou kom ons net vir mekaar. Het jy nie vandag op daarmee te doen gehad nie? Het jy nie vandag ergens met jouself skuldig of sleg gevoel nie? Het jy nie op vandag ergens gehoor, maar jy is nie skuldige, jy is nie lelike, jy is nie die slimste nie, jy het wat ook al? Dis die rol van die Satan. Dat as die Gees van die Here ons oortuig van die verlossing in Jesus Christus, dan sal die Satan op allerlei maniere, prakties, sal hy vir ons sê, maar kyk hoe is jy, kyk wat jy so pas verkeerd gedoen, kyk hoe kwaad is jy, kyk hoe swak verhouding met daardie persoon. So klaai ons aan mekaar aan, en kan ons dan sê, hy sataneer, hy kla die kinders van God vir al aan. As ek dit sê, dan moet ons ook weet, dis die aanslag ook by die kerk van die Here Jesus, om aan mekaar te sê, hoe onvolmaak is ons, om aan mekaar te sê, so kan ons aangaan, maar dis sy naam. Hy word ook genoem die owerste van die wêreld, en so meer, maar hy wil aangaan, en vir die sê geliefdes, kom ons vra 'n bietjie die vraag, hoe funksioneer hy? Miskien moet ek vir julle vra, miskien moet julle vir my vra. Wat is die strategie van die Satan? Wat doen hy met 'n mens? Hy lei 'n mens in versoeking in. En een van die geleerde teoloë by die naam Barthelme het dit baie mooi ook beskryf, maar ek gaan doodgewoon Jakobus 1 aan. Kinders, die Satan kom staan nie voor jou en sê vir jou, hey, ek kan jy met jou maasie wil hier zwaar steel en dit gaan verkoop. Die Satan kom op 'n subtiele manier en hy stimuleer ons denke. Hy plant 'n gedagte. Dan kom plant hy 'n stuk onsekerheid. Dit 'n bietjie in terme van Eva. Daar kan ons die strategie baie goed ontleed. Dis 'n gedagte, dan plant hy onsekerheid en verwarring. Jy begin self nou wonder, is dit nou soveel sonde? Is dit nou so verkeerd? Kan 'n mens nie maar probeer nie? Dan kom daar ook 'n proses van regverdiging. Julle ken dit, ons het elke dag, het ons daarmee te doen, dat jy moet dit nou begin regverdig. Dan wat gebeur? Hy sê, die gedagte word bevrug en dit word 'n
ons ken. Nou dis 'n subtiele manier waarop hy met elkeen van ons werk en wat hy ons gebruik om ons wat te doen, om 'n wig tussen ons en God in te dryf en om ons bedaard te gronde te bring. Dieselfde metode wat die Here Jesus probeer, hy het dit gedoen met vele mense om hom. Hy kom ook na mense, hy's mooi met maskers. Ons het net gesê, kom eens voor jou staan nie. Hy is verlelik, hy is in jou landskap. Maar hy kom met maskers na ons. Wat doen hy byvoorbeeld by Dawid? Hy kom in die gedaante van 'n pragtige vrou. Wat het met Dawid gebeur? Die gedagte is geplant, is daar maar 'n mooi vrou daar. Ek wonder of ek nie daai vrou moet ontmoet nie. Ek wonder of ek nie by haar sal gaan koffie drink nie. Toe kom die gedagte en sê, maar wag 'n bietjie, daar's mos 'n plan om daai vrou in die hande te kry. Hy kry haar in die hande, maak haar swanger. Nou kom die gedagte verder en sê, ek moet ontslae raak van haar man. Sien julle die proses? Op die einde van die dag, ongelooflike bekering, ongelooflike berou voor God. Dit het bekend Eva. Ag nee man, hy kom na haar toe, in die masker van 'n slang. Hy het nie gekom in sy gedaante nie, hy gebruik 'n slang as 'n instrument, as masker, om naby aan haar te kom, want daar was vrede in die paradys, daar was nie 'n geel slang soos in Woordendeels nie. Maar hy begin deur die slang haar brein spoel. Hy kom na Paulus toe, deur wie? Paulus het te doen met dwaalleraars, wat in die gemeentes as leraars opdaag, en subtiel en ander leer verkondig, en subtiel die Christene weer wil weglok van Christus af. So kan ons aangaan, en jy kan self in jou eie lewe vertel van 'n paar gemaskerde Satans. So geliefdes, moenie hierdie ou onderskat. Kom ek verduidelik vir julle wat doen nie met 'n mens. Ek gaan nou 2 terme gebruik wat vir my vreeslik mooi is. Hy tas die status van 'n mens aan. Hy sê, ons het 'n status voor God gehad, die status, die sondelose status, noem hy 'n status integrioris. Hoor jy dit woord integriteit, status, integritatis, is 'n Latynse woord. Kan jy dink hoe mooi was dit? Kan jy dink wat se potensiaal daar in ons geskei het, toe die sonde ons nog nie aangetast het nie. Maar, nou wil jy sommer een van ons groot name hier in die koerante gaan jy nou hoor, as ek vir jou sê, Satan verander die status van status integritatis, is verandering in die status van status corruptionis. Hoor jy? Corrupt. Die sonde en die Satan maak die skepsel van God, wat na die beeld van God geskape is, wat God moet verteenwoordig, maar hy corrupt. Dis waar ek en jy sit. En ons sit om die tafel, om die lyding en die dood en die opstand ook van die persoon te herdenk wat vir jou en vir my en hy gemors kom help het. Kan jy verstaan hoe dat die Here mens nog eenvoudig nie uit hierdie moeilikheid van uitkom nie? Want ek is gesê, jy is gesê, ons is tot in ons diepste menslike wese is dit hierdie goed vir ons aangepas, dat jy kan nie vanaand sê, maar dit het jou nie geraak, jy is nie so nie. In ons diepste wese, kinders, is ons verantwoordelik. Kan ons meer die goeie doen nie. En ek gaan dit ook geleer. Ek het dit al nie gebruik, van het weer gebruik. Die Here het die mense geskaap met 'n keuse. Die een is posse non peccare. Dit beteken God het die mens geskape in staat, posse non peccare, in staat om nie te sondig. Wonderlik. Maar hy het die mens ook geskape met die keuse om te posse peccare, in staat om te sondig. En omdat die Here nie van die mense pion gemaak het nie, soos wat hy vanaand nie vir jou of enige luisteraar of enige mens op hierdie aarde het God nie pion gemaak nie, hy gee vir ons altyd nog die keuse en die verantwoordelikheid. Dis nooit God se verantwoordelikheid dat jy verloor gaan nie. Dis jou ding.
die vermoë om nie te sondig. Dis ons in ons wese. Net in staat om te sondig. Luister na die woorde in die skrif wat sê, selfs julle goeie dade is deurdrink van sonde. Behalwe deur die wedergeboorte van die Gees. Gee weer vir ons daardie begeerte teen ons natuur in, gee vir ons die begeerte om weer te posse non pecare. 'n begeerte om nie te sondig nie. 'n vermoë om nie weer te sondig nie. En dis hoekom jy hier sit, dis hoekom ek hier staan, dis hoekom ons die evangelie verkondig, dis hoekom ons Jesus Christus verkondig, dis hoekom ons sy dood, sy kruisiging en ook sy opstanding verkondig. Jy sal môre dit hoor. So geliefdes, ek dink dit is uiters belangrik om te weet dat die Here Jesus se dood, die hele spel van sy lewe, die spel van sy lyding, die spel van sy kruisiging, die spel van sy dood, die spel van sy opstanding, was nie 'n filletjie nie. Dis nie net 'n mooi verhaal nie. Dis 'n bittere stryd tussen die mag van die bose en die mag van die lig. En nou kinders wil ek afsê. As 'n mens sou vra, wat is sonde? Dan het ek hier 'n paar eenskappe neergeskryf wat ek nie almal nou kan onthou nie. Sonde is 'n daad van mislukking. Hoekom? Ons kan baie oor praat, ons moet. Maar as 'n daad van mislukking, van sonde beteken dat jy nie die doel bereik waarvoor God jou gemaak het nie. Dis mislukking. As God 'n mens geskaap het, dan het hy jou geskape en my geskape om God te aanbid en om te eer. Die mens wat in sonde verval en wat die Satan dien en wat in ongehoorsaamheid leef, misluk. Dis kwaai nie. Dis hartseer. Maar sonde is dan ook saam met daardie mislukking 'n daad van ondergang. Hoeveel mense ken ek en jy, sonder om onsself voor te stel, te promoveer? Hoeveel mense ken ons wat ondergegaan het weens sonde? Dit is so hartseer. Mense met soveel potensiaal, mense wat soveel sukses bereik het, mense wat na daardie versoekende stem geluister het, daaroor gefantaseer het, planne begin maak het, en dit begin uitvoer het, en dan sê Jakobus 1, en dan bring dit die dood. Ondergang. Sonde ken ons as 'n daad van ongehoorsaamheid. Dis ook 'n daad van liefdeloosheid. Dis 'n daad van selfsug. Wat het Dawid gedoen? Dawid het nie aan Batsheba gedink nie. Hy het nie aan Uria gedink nie. Hy het aan homself gedink. As ek en jy hand in die kil sit, dan dink jy aan jouself. As ek en jy die ontvanger kil, dan dink jy aan jouself. As ek en jy vloek, dan dink ons aan onsself. As ek en jy iemand anders benadeel, dan dink ons aan onsself. Dis sonde. Ek sê dat dis ook 'n daad van ongeloof, maar die kwaaiste. Ja. Dis 'n daad van hoogverraad. Ons gedink vir ons kinders. As jy byvoorbeeld Suid-Afrika op 'n manier by die vyand sou verraai, veral as dit oorlog is, en jy sou op 'n manier vir die vyand laat weet, julle dink ons gaan daai kant om, ons gaan hierdie kant om, ons gee veel die inligting deur, dan sal jy jou skuldig vind aan hoogverraad en 'n strafbaar met die dood. Sonde is 'n sonde teen God en is hoogverraad. Want jy kan God.
Kan jy verstaan hoe groot is ons gemors? Hoe diep is 'n ongeredde mens in die moeilikheid? Kan jy verstaan waar hierdie Here Jesus gaan draai het? In hierdie nag wat voor lê. Kan jy verstaan dat hy in Getsemane daardie lyding gehad het, dat die bloed soos druppels uit op hy kap? Kan jy verstaan dat die Vader vir hom 'n engel moes stuur? En jy weet, ek dink dit is een van die beste uitbeelding daarvan in die film van Passion of the Christ. Met 'n geslaglose, bleekgesig Satan, wat ook daar in die tyd van Getsemane verskyn, en ook by die kruisiging verskyn. Skitterend, om ons te laat onthou, dis waar die stryd lê. En die Satan is die owerste van die wêreld, wou jou en my vernietig. Met leuns wou hy ons vernietig. En die Here Jesus is deur sy Vader gevra, gestuur, gaan red die mens. As hy dit nie gedoen het nie, sê ek vanaand vir jy nie weet, forget it. Jy sal nooit, ooit, ek sal nooit, ooit gered word nie. Jy sal met my saam sê, dat baie van die sonde kleef in ons. Baie van die sonde is deel van ons wese. Ons hoef nie weg te steek nie. Kinders van die Here hoef nie meer weg te steek nie. Maar ons kan saam daarteen weg. En ons kan saam die Heilige Gees oorwin. En 'n nuwe lewe lei. En ek weet, elkeen van die wat hier sit, en ons kan dit deelneem. Daarom het ons die verlossing van die Here Jesus Christus so nodig. Ja, kan jy dink, sê dat. As ons oor sonde praat, is ons ongemaklik. As ons moet besluit wat sonde is, dan verskil ons van mekaar. En ons stoei, en ons stryd. Miskien moet ons nie vra wat is sonde nie. Miskien is dit tyd om te vra, hoe kan ek die Here dien? Hoe kan ek die Here gehoorsaam? Hoe kan ek die Here eer? Dat die morbiede vraag van wat is sonde, om dit te vervang met 'n positiewe energie, 'n kragtredende Gees wat sê, kom ons staan. En kom ons leef vir die Here. Daar is baie vreugde daar, verstommende vreugde. En jy weet het ook al. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus. Nee, Vader, ons Vader. Dankie dat U en Jesus Christus en die Heilige Gees van voor die skepping af geweet het. U gaan 'n mens skape na U beeld, na U gelykenis. U gaan 'n mens skape om U te verteenwoordig. Maar U gaan hom skape met 'n keuse. Ons sê, non peccare. Ons sê, peccare. En Here, ons het 'n fout gemaak. Ons het van die verkeerde boom geëet. Ons het 'n fout gemaak. En ons dra nou nog die las. Maar U het, Here Jesus, in hierdie wêreld ingestap. En U bied die verlossing, die vergifnis, bied die vir ons elkeen aan. Want U het U liggaam en U bloed het U gegee. Ja, Here, toe die Satan dink dat hy U nou vas het, toe hy U sien sterf, en hy is miskien in vreugde uitbars, omdat hy sy doel bereik het, toe die Vader U uit die dood het opgewek. En ek kan myself net dink,
hoe dat die Satan mal geword het van woorde. Here, ons sit vanaand saam met U op hierdie tafel. Ons gaan hierdie brood en hierdie wyn eet en drink, omdat U daarmee vir ons wil sê, sien jy die brood, sien jy die wyn, proe jy die brood, proe jy die wyn. So seker as jy dit sien, so seker as jy dit eet en drink, so seker as wat het deel word van jou liggaam, ek, my kind, het die Satan oorwin. Ek het jou gered. Ek het jou verlos. Deur jou geloof in my. So Here, ons wil vanaand nie in spanning huis toe gaan nie, maar ons wil in dankbaarheid huis toe gaan en sê, dankie Here. Ons hoef nie die Satan te konfronteer nie. U sal daai geveg vir ons voortsit, U sal dit afrond, U sal dit finaal wen, dit het nie beloof. Maar ons kan vir U Here, so bid Heilige Gees, skep in elkeen van ons hart, daardie begeerte, om vir God te leef. Skep in ons die hart, om weer daardie status en integriteit is, om dit weer te kan beleef. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Here Jesus het 'n verskriklike groot daad verrig. Mense moet my saamstem dat die brood, dat dit maar 'n eenvoudige betekenis het. Maar dit is 'n simbool van iets baie, baie groter as wat jy voor jou sien. Hy self het daardie selfde aand, na daardie avondete, het hy die nagmaal ingestel en gesê, en die kerk het verskil daaroor oor wat dit beteken. Hy het gesê, dit is my liggaam. My liggaam is gebreek tot die volkome versoening van al die sondes, tot verlossing van jou van die woeste. Ek het die geliefdes het deur die soverdienste van die Here Jesus die potensiaal gekry, die Gees die potensiaal gekry om meer te wees as wat ons dink ons kan wees. Ons weet ons dit ons moet hierdie houding van ag Here, ek is ons maar net 'n mens, en ag Here, ek is maar net 'n arme sondaar. Jy is 'n geredde sondaar. Daarom breek hy die brood en hy sê, dit is my liggaam. Dit is gebreek tot die volkome versoening van al julle sondes. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat ek my liggaam geoffer het tot die volkome versoening van al jou sondes. Ek wil byvoeg tot die bevryding van die mag van die sonde, tot die bevryding van die mag van die duiwel. Liefdes, kom ons kry van ons brood en kom ons geniet dit en eet dit as 'n sakrament uit die hand van God vir jou vanaand. Kom ons kry van ons brood. Kom ons deel so dat julle vir julle brood en wyn neem.
saam. Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie vir die verlossing en die bevryding. Here Jesus Christus. Here Jesus, vanaand dink ek beleef ons iets van die geweldige stryd tussen die mag van die lig en die mag van die bose. Vanaand beleef ons ook iets van die besonde besmetting wat ons elkeen beleef. Maar ons beleef ook vanaand die verlossing wat U gebring het. En die bevryding daarmee saam. Daarom bid ons Here dat U hierdie brood nou sal seën, nie net aan ons liggame nie, maar tot in die diepste gange van ons gees. Here, dat U brood as symbool van U liggaam, dat die brood as U liggaam, ons elkeen sal het beleef dat ons deel het aan U lyding, maar ook deel het aan die opstanding. Here, dat daar elkeen van ons 'n geestelike krag sal kom, 'n geestelike oortuiging wat sê, ek behoort aan die Here. Ek het sy liggaam geëet, sy brood, sy wyn. Ons vra dit en dan bid dit te doen. Jy kan ook die brood eet. Hy het ook daardie selfde aand, nag, het hy die beker van danksegging geneem. En hy het verklaar ook as sy bloed. Die beker van danksegging lei op absolute erkenning en danksegging vir die offer van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha. En jy moet weet dat in Openbaring is daar 'n bepaalde hoofstuk waarin die duiwel hierdie verlossingswerk van Christus wil verhoed. Maar hy kon nie. Daarom het hy gesê, neem hierdie beker van danksegging en drink dit. Dit is my bloed, wat ek vir jou gestort het, tot die volkome versoening van jou sondes. Dink net daaraan. Ook daai sondes wat in jou gemoed vassteek. Daai ding wat jy ergens in jou lewe verkeerd gedoen het, wat jy net nie van bevry word nie. Vanaand was Here Jesus dit af. Vanaand maak hy die Satan stil as aanklaer. Vanaand sê die Here vir jou, jy is nie so sondig, so skuldig, so nikswerdig nie. Ek het my bloed vir jou opgeoffer. Neem dit, drink dit. Dink daaraan en glo dat ek my bloed gestort het vir jou vergifnis van alle sondes. Kom so by. Kom ek vra vir jy, dat iemand is wat opstaan, of wat wil sit, en waar die Here net met 'n dankgebed wil neem.
weet wat jou versterk. Kom ek vra vir jou. Want dis dit net een. Kom sê net vir die Here dankie. Ons Vader, dankie vir al die verlossing wat jy bedink en uitgevoer het, van voor die skepping van die wêreld af. Dankie dat die plan nooit sal kom misluk nie. Vader, dankie dat die Seun uit die hemelse heerlikheid het neergedaal en as 'n mens gebore is, dat hy kom leef het om vir ons te wys hoe om te leef, dat hy sy alles gegee het, dat hy dit steeds gee, maar dat hy sy lewe gegee het, sy bloed gestort het, sodat ons, as ons in hom glo, die ewige lewe kan hê. Here Jesus, dit wat u daardie donker nag beleef het, dink ek nie het enige een van ons enige begrip van die diepte daarvan nie. Maar ons loof en prys u vir wat u vir ons gedoen het. Ons loof u dat u ook die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Dat u in die volheid, Vader, Seun en Gees binne in ons woon, in ons leef en deur ons leef. My Here en my God, help ons om so te leef dat ons die naam en die volkome daad en die heiligheid en die heerlikheid waardig mag wees. Dankie Jesus dat u vir ons plek voorberei. Dankie dat u vir ons alles gedoen het en steeds binnetree vir ons, sodat ons deel kan hê aan die ewige heerlikheid, want u alleen is die deurweg. Ons loof en prys die wonderbare naam. Amen. Dankie ons wonderlike God vir hierdie aand. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees vir hierdie boodskap wat uit hier toe aan ons kom. Dat ons sal uitgaan die vandag en sal weet jy het ons gepraat, dat ons dit sal uitleef met dankbaarheid. Here, ons kan net vir u sê, dankie, dankie, dankie. Amen. Miskien nog iemand wat 'n behoefte het, steek maar net jou hand op. Kom ek vra vir ons operateurs dat hulle vir ons die volgende lied op die skerm
sê dat U hier is. Ons bid Here vir U seën vir hierdie aand wat vir ons voorlê. Ons bid ook Here dat as ons môre die kruise uit verskillende rigtings hierheen dra, dat mense die glans in ons oë en op ons gesigte sal sien, dat mense ook die krag in ons stap sal sien, dat mense ons harte sal sien in die manier waarop ons hulle almal hanteer, en die manier waarop ons mekaar hanteer, sodat hulle sal weet, hier op die landgoed word iets gevier, wat ek dan self nie ken nie. Ons bid Here vanmôre se erediens, die kruisdra, die kruisigingsdiens en die kruisiging. Ons bid Here vir 'n besonderse naweek, waarin ons bewus is van U verlossing, maar ook bewus is Here van die vyand, met wie ons elke dag te doen het. Ons bid ook Here vir Sondag se opstandingsgeleentheid waarin ons die Paasfees kan geniet. Maar in dit alles wat ons ook bid Here vir soveel mense daar in KwaZulu-Natal wat geliefdes verloor het, wat materiële dinge verloor het, wat hoop verloor het, geloof verloor het, wat sukkel om 'n warm bed ergens te vind, wat nie kos het om te eet nie. Ons bid ook so Here vir ons medegelowiges daar in Oekraïne, en ons wil vir U dankie sê dat U op 'n manier daar besig is om ook die Satan inderdaad tog mee te steek, om ook daar Here mense te laat glo, onwrikbaar nie te laat glo. Ons bid Here dat hulle staande sal bly in hulle geloof, dat hulle nie moedeloos sal word nie, want Jesus Christus het die Satan oorwin, en ons is sy kinders. Seën ons nou Here, as ons uit mekaar gaan, en heilig U naam. Amen. Kom ons sing weer Halleluja. Geliefdes, ek wil vir vra dat as ons klaar gesing het, dat julle vir julle broodjies neem en ook nog hier voorkom smeer en gesels en met mekaar deel. Kom ons sing weer Halleluja, en gaan ons daarmee mekaar. Jy het nie allemaal maskers aan nie, so ons kan nie vanavond hoor. Identifiseer die Satan se werkinge en vra vir die Here wysheid om hom met sy krag uit te oorlê. Ons het mekaar daarin nodig. Mag die Here vir jou ook daarmee sekerheid gee. Hy is die koning. Hy is die oorwinnaar.